Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou leer hoe om omtrek en oppervlakte te bereken as ons na tweedimensionele figure kyk, gekombineerde figure, en ek gaan hierdie twee voorbeelde met jou behandel. Voorbeeld 1. Bereken die oppervlakte van die sirkelvormige plaveisel met 'n deursnee van 52 cm wat rondom 'n dammetjie met 'n deursnee van 38 cm is. So as jy nou na ons skets kyk, dan beteken dit eintlik ons moet nou die oppervlakte, ek gaan net vir jou so wys, die oppervlakte van die sirkelvormige plaveisel bereken. Nou, as jy na die skets kyk, dan sal jy sien, dit is eintlik die persgedeelte. En waaruit bestaan ons gekombineerde figuur? Dit bestaan uit die blou sirkeltjie, die kleintjie in die middel, en die groot perse. En wat is vir ons gegee? As jy op die skets kyk, dan sal jy sien die deursnee of die middellyn van die blou sirkel is 38 cm en die deursnee of die middellyn van die perssirkel, die grootte, is 52 cm. So vir ons, om die oppervlakte van die plaveiseltjie rondom te gee, gaan ons sê die plaveisel gaan wees die groot sirkel se oppervlakte minus die klein sirkel se oppervlakte. So kom ons begin deur die oppervlakte van die groot sirkel te bereken, en die formule vir die oppervlakte van 'n sirkel is mos pi maal r kwadraat. Maar, so die groot sirkel is die perssirkel, maar wat is vir ons gegee? Die deursnee. En binne in ons formule kort ons die radius. So om die radius te bereken, gaan ons die deursnee vat en hom deur 2 deel. En ons sien die radius is dan 26 cm. So nou kan ons net invervang. In pi se plek vervang ons 22/7, of ons kan 3,14 in vervang, dit maak nie saak nie, en ons radius is dan 26 en ons moet hom kwadreer. 'n Mooi manier om in te vervang is ook om hakies te sit. En as jy dan nou daardie met jou sakrekenaar uitwerk, dan sien jy nou daar is die oppervlakte van die groot sirkel 2124,57 cm, maar dis eintlik mos oppervlakte, so dis vierkante centimeter. Spreek 'n mens daardie uit as die eenheid. Nou kort ons nog die oppervlakte van die klein sirkel. Nog steeds met die formule pi maal r kwadraat. Nou kyk gou op die skets, ons klein sirkel se deursnee of se middellyn is 38. Ons wil die radius weet. So die radius is die helfte van daardie middellyn of deursnee. So, ons gaan sê r radius is 38 gedeel deur 2 en ons kry 19 cm. So binne in ons formule pi se waarde 22/7 maal en ons radius is dan nou 19. Sit hom mooi in 'n hakie, 19 kwadraat. Daardie doen jy met jou sakrekenaar, jy kry 1134,57 vierkante centimeter. En nou moenie vergeet om hulle vraag te beantwoord nie, ons vra die oppervlakte van die sirkelvormige plaveisel. Daarom is ons nou terug hierso, by die plaveisel is die groot sirkel, daardie getal minus die klein sirkel, wat daardie getalletjie is, en ons oppervlakte is dan 990 vierkante centimeter. Voorbeeld 2. Die sirkel het 'n radius van 20 mm en die ingeskrewe gelyksydige driehoek het 'n omtrek van 105 mm. Bereken die oppervlakte van die ingekleurde gedeelte. Nou, hierdie vraag is eintlik 'n baie ingewikkelde vraag, want hulle gee vir ons so baie inligting in die woorde. So kom ons werk nou met elke stukkie inligting individueel. Nou, ek sê vir jou, die sirkel het 'n radius van 20 mm. Dit is 'n belangrike stukkie inligting. So, dan kan jy daardie vir jou highlight en dan beteken dit die radius van die sirkel van daar
tot daar, dit is 20 mm. En dan die ingeskrewe gelyksydige driehoek. Nou wat beteken dit? Ingeskrewe beteken hier in wiskunde dat die driehoek is binne in die sirkel geteken, soos jy dit kan sien op die skets. En dan sê hulle vir jou verder, daar's 'n gelyksydige driehoek en dit kan jy op die skets sien. Dit is hierdie rooi strepe hierso. En nou wat daarvan? Dit het 'n omtrek van 105 mm. So dit beteken as jy die 3 sye bymekaar tel, dan is die omtrek aan die buitekant daar van die driehoek 105 mm. Wat moet ons bereken? Bereken die oppervlakte van die ingekleurde gedeelte. Met ander woorde, dit is daardie stukkies wat jy daar sien. Hoe gaan ons dit doen? Eerste gaan ons die oppervlakte van die groot sirkel bereken en dan gaan ons die oppervlakte van die driehoek bereken en ons gaan die twee van mekaar aftrek. So die oppervlakte van die groot sirkel is mos pi maal r kwadraat. En hulle het mos vir ons gesê ons radius is 20 mm. So pi se waarde 22/7 en r ons radius is 20 kwadraat. Werk dit uit met jou sakrekenaar en jy kry die oppervlakte van die groot sirkel is 1257,14 vierkante millimeter. Nou goed, die oppervlakte van die ingekleurde gedeelte het ons gesê is die oppervlakte van die sirkel minus die oppervlakte van die driehoek. Nou het ons die oppervlakte van die sirkel. So in die volgende skyfie bereken ek nou saam met jou die oppervlakte van die driehoek. Nou gaan ons die oppervlakte van die driehoek bereken. Nou ek wil vir jou sê, die formule vir jou in graad 8 vir die oppervlakte van 'n driehoek is half maal basis maal loodregte hoogte. Maar ons kort 'n reghoekige driehoek om daardie uit te werk. So nou gaan ons eers baie hard werk, want as jy nou kyk op my skets, het ek 'n loodlyn AM getrek. Nou 'n loodlyn is nou maar net 'n lyn wat loodreg is op 'n ander sy van die driehoek, op CB. So kom ons kyk nou. Die lengte van een van die sye van die driehoek sal mos nou wees die 105, want hulle het vir ons gesê die omtrek is 105 en hulle het vir ons gesê dis 'n gelyksydige driehoek. So gelyksydig beteken daar's 3 sye wat al 3 gelyk is. So om die lengte van een sy te bereken, sê ons 105 gedeel deur 3 en dan kry ons een sy se lengte is 35 mm. So dit beteken daardie een is 35, hierdie hele ene is 35 en CA is 35. So ek wil net teruggaan, die hele CB is 35. So wat kort ons nou? Ons kort die lengte van die basis. Nou die basis van die groot driehoek is CB. Maar die basis van net 'n reghoekige driehoek sal wees MB. So om die basis te kry is dit ons nou daai hele lengte CB wat 35 is, gedeel deur 2 en ons sien dan nou net hierdie basis is 17,5 millimeter. Nou goed, so ons het nou die basis se lengte, nou kort ons die lengte van die loodregte hoogte wat AM is. Maar dit is 'n sy van ons reghoekige driehoek en ons kan dit uitwerk met die stelling van Pythagoras. Onthou jy? Die stelling van Pythagoras sê mos, so met ander woorde die lengte van die loodregte hoogte, die stelling van Pythagoras is altyd skuin sy kwadraat, wat in hierdie geval AB kwadraat is gelyk aan 1 sy kwadraat, wat in hierdie geval AM sal wees, sy kwadraat, plus die ander sy, wat MB kwadraat is. En jy moet bysit Pythagoras. Nou kan ons invervang. Onthou nou, ons gaan nou hierdie ene
se lengte bereken vir AM. Maar kom ons vervang nou eers in wat ons het. Ons weet dat AB kwadraat is 35, is gelyk aan AM, dit is wat ons wil bereken. Dit is die loodregte hoogte. Plus, en MB het ons mos nou gesê, is daar die basis, 17,5 se kwadraat. Nou gaan ons bietjie hard werk. Ons kan sê 35 kwadraat beteken 35 maal 35, dis 1225. Is gelyk aan AM kwadraat plus, en dan 17,5 se kwadraat met jou sakrekenaar is 306,25. Laat dit oorloop en dan trek jy dit af aan die linkerkant, sodat ons vir AM kwadraat kan bereken. Ons kry 918,75 is AM kwadraat. Maar ons wil nie AM kwadraat weet nie, ons wil AM weet. So, hoe raak ons van die kwadraat ontslae? Ons trek die vierkantswortel beide kante. Ek gaan hom sommer vir jou hierdie kant ook intrek. En ons sien dan dat AM se lengte is 30,31. Nou gaan ek op die volgende skyfie dit gou klaarmaak. Goed, nou kan ons gaan na die oppervlakte van die driehoek, is gelyk aan. Dit is half maal basis maal loodregte hoogte. So, dit is half maal MB maal AM. Jy moet nou net oppas hierso. Ons is nog net eers besig om die oppervlakte van die reghoekige driehoek AMB uit te werk. Dis nog nie die volledige ding nie. Die volledige driehoek ABC bestaan uit 2 reghoekige driehoeke. So ons gaan dan op die ou einde net eers AMB uitwerk, se oppervlakte, en dan gaan ons dit maal met 2. So ons sê, dit is half maal die basis maal die loodregte hoogte. Die basis is MB, wat ons uitgewerk het, is 17,5, maal AM, die loodregte hoogte, was daai 30,31. Met jou sakrekenaar, en dan sien jy die oppervlakte van die een driehoek is 265,21 vierkante millimeter. Maar ons moet dit maal met 2, want hierdie 265, dit is net hierdie een helfte van daardie groot driehoek, wat 'n reghoekige driehoek is, AMB. So ons maal dit met 2, en dan kry ons die hele driehoek, die totale driehoek, se oppervlakte is 530,43. So nou kan ons uiteindelik die vraag antwoord, bereken die oppervlakte van die ingekleurde gedeelte. En onthou jy, ons het reg in die begin gesê, die ingekleurde gedeelte bestaan uit die oppervlakte van die sirkel minus die oppervlakte van die driehoek. En heel eers het ons die oppervlakte van die sirkel uitgewerk, wat 2157,14 was, minus die oppervlakte van die driehoek, 530,43, so die oppervlakte van die ingekleurde gedeelte is 726,71 vierkante millimeter. Nou, ek stel voor, jy gaan terug na die begin van hierdie vraag toe, en jy pause die video, en jy werk alles self uit, en jy maak seker, jy kom by daardie antwoord uit. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. Jy sal sien aan die linkerkantste hoek hierbo, as jy op daardie video klik, dan vat dit jou na die volgende video in hierdie playlist toe, en daar is dit 'n gekombineerde skets, waar ons gaan kyk na 'n vierkant en 'n sirkel.